Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre Janie, kyk die son is al redelik uit en ek weet nie of jy nou net ek en Annie het 'n bietjie die maan dopgehou hier buite. Dit voel vir my amper soos Ja. 'n Hollywood movie om so kan vang en nader trek, maar hoe mooi was die volmaan en ons is reg om hierdie oggend saam met julle vas te vat. Môre. Ons is en so gepraat van 'n vol maan, dis ook 'n vol program. Lekker. En ons maak reg vir nog 'n opwindende episode net vir julle. En daar is 'n groot verskeidenheid op vandag se spyskaart. Ons bespreek alles wat jy oor boedels moet weet. Ons fokus op die afgelope Dakar wedren. Loer in by die 25ste Passion for Speed byeenkoms. Ons gesels oor die Wêreldvoorleesdag veldtog. En ons gaan later so 'n bietjie terug in tyd want die musiekgroep The Staccatos kom kuier in die ateljee. Lekker. En ek weet jy persoonlik is baie opgewonde oor Ek hou nogal kuiertjie, daarvan. nee. Jy weet dit is net altyd vir my, dit voel vir my of ons oggend so vinnig uit tyd uit hardloop, maar ons sien nog steeds uit om saam met hulle te kuier. En ek dink byvoorbeeld aan daai treffer. Ek onthou elke keer wanneer ek uitgesaai het destyds by die gemeenskapsradiostasie waar ek begin het, dan het die mense gereeld gevra vir butchers en bakers. Dit was O, nog nee? 'n groot gunsteling. Ons sal hulle 'n bietjie uitvra daaroor. Maar vandag is dit egter 'n ander liedjie. Later 'n bietjie meer Daar sy. daaroor. Goed, Pita, dit was die Grammy toekennings gewees. Jy weet ek het al vir jou gesê, dis omtrent die enigste toekenningsaand wat ek Regtig nie. volg. Ek het egter nie vroeg opgestaan hierdie Ek moet jaar ook sê ek het hom heeltemal gemis hierdie jaar. Ek seker was my kop op te veel plekke vir plaaslike nuus en musiek maak gebeurtenisse en so aan, maar ja, ek weet die nuus was seker nou weer vol met die Grammy toekennings. Dit was en ek persoonlik is baie trots, maar ons gaan nou daarby uitkom, want dit was dan nou natuurlik die 2026 Grammy toekennings. So Suid-Afrika se eie popster, Tyla, het weer haar plek onder die wêreld se voorste musiekkunstenaars bevestig, toe sy in Los Angeles as wenner van die beste Afrika musiekvertoning bekroon is. Nou sy het die toekenning losgeslaan met haar treffer Push to Start en daarmee van Afrika se grootste name geklop, onder andere Burna Boy, Davido saam met Omalay, Ira Star, saam met Wizkid, asook Eddie Kenzo. So dis 'n besonderse oomblik want Tyla is nou 'n tweemalige wenner in die kategorie. Sy het reeds in 2024 geskiedenis gemaak toe sy die heel eerste ontvanger van die toekenning was met haar wêreldtreffer Water. Haar herhaalde sukses wys op volgehoue gehalte, wêreldwye aanvaarding en ook die toenemende rol van Afrika se vroue kunstenaars in die internasionale musiekbedryf. Internasionaal was Kendrick Lamar een van die groot wenners van die aand. Hy het 5 Grammys ontvalm, ek wou gesê ingepalm. Nee, maar dit is mooi hoe jy twee woorde een kan maak. Daar sê ons eie Ontvang HAT. en ingepalm. Vir Ontvalm. onder meer die sogenaamde Record of the Year, Luther, saam met SZA as ook beste rap album vir GNX. Ons leer elke dag nuwe dinge Ek is so hierby. bly dis jou Goeiemôre, ronde good hierdie morning. ronde, want ek sê dalk 'n paar ander name vir hulle gegee het. Magrietjie, Geniet dit Mariah terwyl en jy so kan. aan. Nou, die gesogte album van die jaar is deur Bad Bunny gewen. In ander belangrike afdelings is Billie Eilish aangewys vir die liedjie van die jaar, terwyl Olivia Dean die titel vir beste nuwe kunstenaar ontvang het en Lady Gaga het ook uitgestaan met haar toekenning vir Best Pop Vocal Album. Oh wel. Ja, ek is trots op haar. Jy weet ek is 'n groot Gaga Ek weet jy is 'n aanhanger. groot Gaga. Ek Ja. wonder hoe het sy gevoel. Ek meen want obviously het ons Tyla die eintlike gesogte enetjie by haar weggeraap. Ja. Is dit nie waar nie? Wel, ek bedoel dit hang seker maar af hoe jy daarna kyk. Jy weet en hoe jy dit vergelyk. Maar nee, ek dink dit is altyd 'n spoggeleentheid en is my dikwels nogal hartseer wanneer dit gebeur in die vroeë oggendure, Ja, jy weet, dat ons net het so mis. voordat ons moet opstaan. Maar ek dink dit is goed om te sien dat die musiekbedryf op internasionale vlak floreer. Verseker. Ek het nou net gestaan en kyk ook na van hierdie name wat die oorseese popsterre gebruik. Hoe dink jy sal ietsie soos in steede van Pieter Koen Bad Bunny afgaan of something like that? Ek weet nie of ons volkie dit sal opvreet nie, maar nou ja. Van die musiek af, onthou jy jou snoepie daar by die skool? Ja, ek onthou dit. En dink jy, ek dink snoepies het nogal baie verander van waaraan ons gewoon, wel, dalk nog meer as waaraan ek gewoond was jare terug, maar wat was jou gunsteling ding om te koop by 'n snoepie as dit pouse was?
Nou vra jy my vas, sjokolade. Sjokolade. Ja. Hy het lekker gewerk. Ek het maar altyd van my ou chippietjies gehou, jy weet. Ek was maar nog altyd 'n Slap skyf. chips. Slap chips is altyd 'n wen. Kyk, enige aartappel in enige vorm is natuurlik altyd 'n wenner vir my. Ek moet met jou saamstem. Maar nou wil ek net vir jou 'n mooi ding vertel. Snoepies verander baie. Ja. 2 privaat skole in Kaapstad is besig om koppe te laat draai met 'n redelike unieke samewerking. Hulle snoepies word nou volledig deur Woolworths Foods bedryf. Springfield Convent in Wynberg en Curro Century City is tans die enigste 2 skole in Suid-Afrika waar leerders Woolworths produkte by die snoepie kan koop. En alles word deur Woolworths se eie personeel bestuur. Woolworths sê die idee is om kinders van jongs af aan 'n gesonde verhouding met kos bloot te stel en om die standaard van skoolsnoepwinkels hoër te stel. Die Curro snoepie is ook heeltemal kontantloos. Leerders betaal met bankkaarte of via die Carry app. Is dit die Carry of die Carry? Carry. Carry. Ja. Carry on. Carry. Maar dis nie Carry lekker wat brand. Jy brand nou pappa se sak soos die Carry in my mond. Wat ouers toelaat om hulle kind se besteding dop te hou en selfs etes vooruit te beplan. Die app wat in 2024 bekend gestel is, word reeds deur meer as 1500 skole landwyd gebruik. En hoe weet ek nie daarvan nie? Ouers kan tot R25,000 op die Carry app laai. Carry on to the Snoopy. Dis groot genoeg vir so wat 357 Woolworths hoender en spek toebroodjies. My Jane sal baie bly wees daarvoor. Nou ja, in geval jy gewonder het, Curro sê die skuif gaan nie oor luksheid nie, maar oor kwaliteit, ouderdomsgepaste porsies en pryse wat sin maak vir leerders. Kan jy nou meer? Put that in your pipe and smoke it. Ek moet vir jou sê, hierdie was 'n onderwerp gewees oor die naweek toe ek so 'n bietjie by familie gaan kuier het. En ons het begin vergelyk, jy weet, hoe snoepwinkels Natuurlik. oor die afgelope paar jare eintlik verander het. En ek dink dit is vir my goed dat die fokus ook verskuif word na meer gesonder opsies. Want ek dink, toe ek nou nog op skool was, jy weet, dis darm nou nie so lank, so lank soos toe jy. Dit is, ja. Maar toe het ons ook nie, daar was nie noodwendig gesonder opsies beskikbaar gewees nie. So, ek dink in daai opsig is dit vir my goed, maar R25,000. Jy kan tot en met dit opsit, en ek seker daar's ouers wat sê, man, kom ons sit dit op vir die jaar en daar gaan ons. Maar ja, ek moet sê, snoepiewinkels het verander. Snoepwinkel, jy weet, ek onthou toe ek in die koshuise goeders ook was 'n snoepiewinkel regtig vir al die lekker. Die laerskole het meer en meer ook 'n fokus begin skuif van na die gesonder kos toe en goeders. Hoërskool is dalk net weer 'n bietjie anders, die kinders is dalk bietjie meer volwasse, maar ek weet baie van die laerskole en goeders sal ook sê, jy mag nie energiedrankies verkoop nie met rede, of suigstokkies met kougom en allerlei sulke goedjies nie, want die kindertjies is ons nou maar op 'n ander vibe. Ja, wel ek lag so my ma se verloofde, oom Piet, wat ook in die oggende inskakel. Hy sê hy gaan laai toe sy kleinkind op die eendag by die skool, en hy vra vir hom, wat het jy daar in jou hand? En die kind sê blykbaar vir hom, 'n iced coffee. Hy sê, wat? Waar kry jy dit? So dit wys jy net hoe dinge verander het. Iced coffee by 'n skool, in die snoepwinkel. Ek dink as daar 'n tender oopgaan vir 'n snoepiewinkel of 'n kafeteria of so. Ja. Ek wil graag 'n tender insit en kyk hoe die dinge daar werk. 'n goeiemôre, good morning kafeteria. Van hier af gaan gee ons vir 'n lekker toebroodjies en allerlei sulke dinge. Maar nou ja, van die musiek en die snoepwinkels, moet jy net bly waar jy is. Ons gesels nou weer verder. Kry jy so lank vir jou koffie by Goeiemôre, good morning. Los skuld agter met AfriSkuld. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Whether your style is trendy, classic,
or whether you are more practical. With an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Weekends are there for you. To braai a chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Those who know use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional, quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco, professional tools made affordable. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Volgens die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes is daar 'n beduidende toename in gevalle in masels in Suid-Afrika aangeteken. Ek gesels nou met Dr. Angelique Coetzee om uit te vind wat ons in hierdie stadium moet weet. So Dr. Angelique, baie welkom terug by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre en 'n goeiemôre aan al jou luisteraars en kykers daar buite. Goed, wat sal Dok uitsonder wanneer 'n mens na die jongste syfers kyk? As ek kyk na die jongste syfers, wil ek eerstens sê, ons het 'n groot probleem. Ons moet kudde-immuniteit kry van 95% en hoër. Dis belangrik vir ons luisteraars en kykers daar buite om te besef dat masels is 'n virus, dis 'n vrek aansteeklike siekte. So een persoon kan tussen 12 en 18 mense aansteek. Dis meer aansteekliker as COVID. En dis nie 'n onskuldige kindersiekte nie. Jy weet, masels is 'n voorkombare siekte. Die enstof is een van die beste enstowwe ter wêreld. So as jy nou nie jou kind immuniseer nie, want jy het nou een of ander probleem met enstowwe, dan moet jy net verstaan dat masels, as jou kind masels kry, enige vanaf die ouderdom van 6 maande, want dan het die kind nie meer beskerming van die teenliggaampies van die mamma nie. Daai kind kan longontsteking kry, hy kan breinvliesontsteking kry, hy kan gehoorsverlies kry en ek persoonlik het gesien hoe masels kinders doodmaak. Ek is vrek bang vir masels. En daar's 2 enstowwe wat ons moet gebruik. Die eerste die MR wat die staat gee, dit word op 6 maande gegee. Dan word dit weer op 12 maande gegee. Die rede hoekom ons die 2 enstowwe nodig het, is die eerste enstof gee jou omtrent so 93-95% en die tweede enstof gee vir jou 99% beskerming. En dit is regtig 'n voorkombare siekte. Geen kind moet masels kry nie, maar weer eens, as jy nie jou kind immuniseer nie, en ek het nog 'n klein babietjie onder 6 maande, onthou wat ek gesê het, dis hoogs aansteeklik, as jy het nie kudde-immuniteit nie, dan kan jy, as my kind dan by jou aansteek, en my kind gaan dood, word dit 'n groot vraag, wie is eintlik nou verantwoordelik daarvoor? So wat is sommige van die vernaamste redes wat bygedra het, want ek dink die rede hoekom ek hierdie vraag wil vra, is omdat ek ook gelees het dat sommige mense of kenners van mening is, dat selfs 'n tekort aan COVID-inentings kon bydra tot hierdie toename. Ek sê dat dit tekort aan COVID-enstof hiertoe sal bydra nie, want dit is 2 verskillende virusse. Maar as jou
as jou immuunstelsel af is, sê maar jy laat nie jou kind immuniseer nie. Daar is nie 95% kudde-immuniteit in die area waar jy bly nie. Jy het 'n swak sosio-ekonomiese omstandighede of jou kind se immuunstelsel is verswak. En daai kind kry measles. Soos ek sê, die kans dat daai kind doodgaan is eintlik baie baie groot. En so dit is ongelukkig sodat die 'n klomp slegte konnotasies rondom die COVID-inenting mense afgesit het van immuniserings. Maar dit moenie, want hierdie is 'n voorkombare siekte. Wat ons wel moet net oppas voor is dat die koue ketting nie gebreek moet word nie. Dit is vanaf die enstof in die yskas inkom by die staat en dan deurgaan na die pasiënt toe. Dit mag nie hoër as 8 grade wees nie, dit moet binne 6 ure opgebruik wees. So as jy dit nie na 6 ure gebruik is, moet jy dit weggooi. So dit is dalk moontlik dat jou kind geïmmuniseer is en dit kry, maar dan moet jy die koue ketting gaan kyk. Want dit is eintlik baie skaars dat jy dit kan kry as jy korrek ingeënt is. Ek hoop dit antwoord daai vraag. Ja, absoluut. En hoe sou dalk die belangrikheid van iets soos die standaard van 'n inentingsprogram beskryf of opsom? Opsomming, as ons kyk na die 6 maande en die 12 maande immuniseringsprogram wat ons tans in ons land het, dis measles en rubella. Die twee loop hand in hand. Eintlik mumps is die ander ene, die MMR, maar dit kan net in die privaat sektor gekry word. Dis 'n baie goeie program. Weereens, ons moet 95% kudde-immuniteit kry. Measles is 'n voorkombare siekte. Geen kind behoort dood te gaan van measles of blind of breinvliesontsteking te kry nie. Of iemand anders aansteek wat vatbaar is op daai stadium wat nog nie geïmmuniseer is nie. En ek weet ons is nou bekommerd oor hierdie situasie in Suid-Afrika, maar hoe vergelyk ons met ander lande in hierdie stadium? Wel, ons vergelyk nie baie goed in ons land op hierdie stadium nie. Ons die data is vir die eerste immunisering is dit omtrent so 90% as ons nou kyk na kudde-immuniteit, maar met die tweede een is 80%, ongeveer 82%. Dit is nie baie goed nie. Onthou, jou tweede immunisering gee vir jou 99% beskerming. So ons is baie ver daarvan af en dit is baie sleg. Dit maak dat ons hierdie uitbrake sien. En ek gaan weer sê, mense is bekommerd oor die measles, oppas vir die Duitse measles, want dit loop saam. Duitse measles, nie so erg as die klein is nie, maar onthou, as jy 'n swanger vrou is, en jy is nooit ingeënt teen rubella nie, om een of ander rede het niemand besluit om jou in te ent nie, en daai fetus kan aangetast word, en daai is 'n groot probleem vir swangerskap, en daarom moet 'n ou probeer om jou kinders vir measles en rubella in te ent, maar soos ek sê, die staat gee al twee, en in die privaat praktyk het ons die mumps of die pampoentjies ene, wat weer van toepassing is op die seuns, as met infertiliteit vorentoe. So hierdie enstowwe is belangrik, dis bewys dat dit werk, jy moet dit net gaan doen. Dr. Angelique, altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Baie dankie dat jy vanoggend by ons aangesluit het. Nou ja, ons hoop jy geniet jou ontbyt in die geselskap van Goeiemôre, Good Morning. Bly ingeskakel, want ons is net hierna weer terug en dan fokus ons op alles wat jy rakende boedels moet weet. Bly net waar jy is. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. I lost my mum a few years ago,
It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Nou fokus ons op iets waaroor min mense graag gesels, maar wat almal raak: boedels en skuld. Wat gebeur as iemand tot sterwe kom en daar is nog uitstaande rekeninge, kredietkaartskuld of selfs hospitaalkostes? Gesels nou met prokureur Philip Celee, 'n kenner op die gebied van boedelberedding, om dit net vir ons 'n bietjie meer duideliker te maak en uitlê. Philip, hartlike goeiemôre en baie welkom. Baie dankie, Pieter. Lekker om jou hier so te hê, so vroeg uit die vere uit. Ja, dit moet jy weet. Sê dit gou vir my. Om almal op dieselfde bladsy te kry, weet, wat presies word bedoel met om iemand se boedel te beredder, of wat is 'n boedel? Vir mense wat ook nie regtig weet nie. Ja, kyk, elke persoon het 'n boedel. 'n Boedel is in wese die samevatting van al jou bates en al jou laste. Soos basies al jou verpligtinge en al die regte wat jy mag saam hê. Samevatting daarvan is dan jou boedel. So in jou boedel het jy dalk 'n kar en 'n huis en 'n hi-fi en 'n bietjie geldjies in die bank en aandele, en maar jy het ook dalk skuld, kredietkaartskuld, en dit kan insluit dalk nou iets soos jou huisskuld, en jy het jou verskienierekening, en dit is alles nou saam jou boedel. So iemand kom tot sterwe en alles word nou maar in 'n mate gevries, jy weet, die rekeninge en daai tipe van goeders. Mense se grootste vrees is natuurlik, okay, my pa is oorlede of iets, maar wat van die skuld, of my geliefde is oorlede? Hoe begin nou? Waar begin nou? Ja, kyk, so jou eerste stap gaan wees, jy gaan 'n eksekuteur aangestel moet word om die boedel dan te beredder, en die bereddering sluit in dat die skuld betaal moet word. So een van die pligte van die eksekuteur is om 'n advertensie te plaas. Ons praat van die artikel 29 advertensie in 'n rondgaande koerant en in die staatskoerant, waar dan krediteure uitnooi om hulle eise teen die boedel te kom lê. Krediteure moet hulle eise indien, en dan kan die eksekuteur daai skuld betaal. Ek het nog altyd gewonder, hoekom word dit so in die koerant geplaat, afsterwe van so en so. Nou maak dit vir my 100% sin. Ja. Hoe sal ou die volgorde van die skuld bepaal? Jy weet, waarna kyk jy as eksekuteur nou eerste? Wat word eerste en laaste betaal? Ja, so alle skuld moet betaal word in wese, vir ten minste alle skuld vir krediteure wat hulle eise ingedien het teen die boedel. Dit word betaal hoofsaaklik uit die bates van die boedel uit. Dit is waar dit betaal moet word, inteendeel. As daar kontant in die boedel is, sal dit vanuit die kontant betaal word. As die boedel insolvent is, dan kan mens begin kyk na 'n rangorde. Dan kan mens kyk om eers 'n gesekureerde skuld te betaal. Dit is soos huislenings en verbande, dan 'n konkurrente skuld, of dan selfs preferente skuldeisers daar in die mix in ook. So as die boedel insolvent is, dan is daar gevalle. Insolvent sal dan beteken waar jou laste meer is as die bates wat daar is. Maar anders as dit is daar nie werklik 'n preferensie nie. Alle skuldeisers moet in 'n normale solvente boedel betaal word. So dis baie belangrik om 'n eksekuteur aan te stel. Wanneer moet 'n ou dit doen? Die eksekuteur word aangestel nadat jy doodgaan. Dit kan nou nie gebeur voordat jy doodgaan nie. So ideaal sal wees dat jy dan 'n testament het en reeds in jou testament genomineer het wie jy graag as jou eksekuteur wil hê. As jy dit nou nie in jou testament genoem het nie, dan skryf die boedelwet 'n proses voor waar volgens jou erfgename kan nomineer wie hulle dan nou as eksekuteur wil hê. Wanneer dink jy kom die grootste bekleierery onder familielede of geliefdes wat nagelaat word? Juist daarso as daar nie 'n testament is nie. Weet jy wat nie, 'n goed opgestelde testament kan baie probleme uit die weg uitruim. Mens kry twee tipe families, sê ek altyd. Mens kry party families wat deur die dood nader getrek word. En dan kry mens party families wat uitmekaar uitspat die oomblik as daai patriarg of matriarg doodgaan. En dit hang af. Dit is gewoonlik selfsug wat lei na groot bekleierery, maar dit kan verskeie redes wees wat daartoe lei.
So as iemand nou, jy weet, 'n lang siekbed gehad het en so en hulle kom nou tot sterwe, daai hospitaal of mediese rekeninge goeders, jy weet, hoe word dit ook hanteer? Presies dieselfde. So die hospitaal sal dan nou 'n eis teen die boedel indien en dit gaan nou betaal moet word. So maklik en so lekker soos dit. Dit klink eintlik baie maklik, maar as 'n eksekuteur het ou nogal baie harde werk, nee. Verseker, veral waar 'n boedel nie noodwendig kontant het om die skuld te betaal nie, dan kan dit 'n probleem raak, want mens kan nie skuld erf in Suid-Afrika nie. Die boedel is veronderstel om sy eie skuld te betaal, maar mens kry gevalle waar die kontant tekort is en dan moet mens begin bates verkoop en dan moet mens soms selfs die huis verkoop waaronder die langslewende gade byvoorbeeld gewoon het. En goeie boedelbeplanning kon dit verhoed het. Ja. So dit is baie belangrik daai gedeelte en dan om seker te maak dat die familie, soos ek sê, familie kan nie skuld erf nie, maar as hulle die bates wil hou, dan sal hulle moet soms kontant dan inbetaal in die boedel. So in so 'n geval beteken dit dat van jou skuldeisers dan van daardie skuld moet afskryf as daar regtig nou niks meer is waar dit kan. Ja, as dit 'n insolvente boedel is, dan sal daar 'n berekening gedoen word om te kyk hoeveel elke skuldeiser kry en dan sal elkeen sê 20 sent in die rand kry of hoe ook al. So daar is 'n berekening om te bepaal hoeveel elkeen dan kry. Dis gewoonlik ook iets waaraan 'n ou laaste dink, nê? So wat sou jou advies wees aan ons mense, jy weet, wanneer begin jy met hierdie tipe van beplanning om seker te maak dat daar so min as moontlik kopseer is vir geliefdes wanneer jy tot sterwe kom? Met geboorte. Ja. Nee, weet jy wat, 'n testament is verseker nie ietsie wat jy moet doen. Baie mense sê jy moet dit jaarliks hersien, so ek is nie 'n groot voorstander van nie, maar ek sê altyd 'n testament in jou boedelbeplanning is iets wat jy moet hersien wanneer daar groot lewensgoeders gebeur. As jy trou, as jy kinders kry, as jy ouma en oupa word, as jy kinders begin doodgaan, as jy skei, groot lewensgoeders, moet jy begin dink, ek moet dalk bietjie my testament doen, ek moet bietjie my goeders hersien. Dat jy net kan kyk, wat is my boedel en laste situasie en hoe kan ek dit beplan vorentoe? Daar's baie goeie maniere wat mense kan beplan om die las baie ligter te maak, sou jy doodgaan vir jou geliefdes wat dan agterbly. Ek dink ook daar seker hoofstukke maar in 'n ou se lewe, jy weet. As jy 'n pa word, dan is jou kinders daarom nog in die kleuterfase of so, dalk is hulle van laerskool na hoërskool, vir ander is dit tyd om te hersien. Dalk weer as hulle klaar maak met skool, ook tyd om te hersien. So met 'n ouma vir jouself half mylpale stel om te sê presies wat jy nou gesê het. Hierdie is nou 'n groot gebeurtenis. Let's have a look at it. Ja, kom maar kyk bietjie daarna. En soos jy sê, elke lewensmylpaal, soos jy dit noem, met verskillende goed waarna mens moet kyk ook. As jy minderjarig is, kyk mens daarna op 'n sekere manier. As jy begin ouer kinders kry, is daar weer 'n ander manier wat mens daarna kyk. So as 'n mens onseker is oor bestaande boedel of jy weet skuldkwessie, wat is die eerste stap wat hulle behoort te neem? Gaan gesels met 'n kenner. Ek my voorstel sou wees gaan gesels met jou prokureur. Ja. Ten minste iemand opgelei is of goed opgelei is om boedels te ken. Jy weet daar is finansiële adviseurs wat ook kan help met die goeders. Maar veral as dit kom by testamente en die werklike boedelbeplanning, gesels met jou prokureur, dit seker maak mens kry al die goedjies in orde om jouself voor te berei vir dit wat. En dit klink nie na 'n te moeilike proses nie. Jy gaan sit regtig maar met al jou bates, jou laste, daai tipe van ding. Jy sit jou lewe net so op 'n stukkie papier neer. Dit is, en weet jy wat lekker is van dit ook, mens kan dan sit en allerlei boedelberekeninge doen en al daai goeders ook om te kyk wat gaan die belastinggevolge wees. As jy sterf, gaan daar belastinggevolge, want almal is altyd so bang vir boedelbelasting en eintlik dit is nie almal wat gaan boedelbelasting betaal nie. Dis nie so groot kopseer. Dis nie so groot kopseer. Dis eintlik eenvoudiger as wat mens dink. Philip, vreeslik baie dankie. Dit was nou vir my insiggewend en lekker om met jou te kon gesels so vroeg vanmôre. Philip Celie, en natuurlik die man wat vir ons so 'n bietjie kom meer insig gee het oor presies wat dit behels om seker te maak jou boedel en jou dinge is reg. Net hierna gesels ons oor die afgelope Dakar wedren, bly ingeskakel. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie.
Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Goeiemôre, good morning, maar dit weet jy nou al by hierdie tyd. Ek is Arnold Getz en hooplik weet jy dit ook al reeds. Die Dakar wedren kom neer op 8000 km van duine, hitte en uithou vermoë. Gesels nou met die viermalige SA Rally Ride kampioen Henk Lategan en natuurlik net daarna die stem van Rally Ride en nou ook deel van die wêreldwye Dakar uitreik Matt Smith. Maar kom ons gesels eers met Henk wat daar in Hartbeespoort is. Hy's aanlyn. Goeiemôre Henk, dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Is jy daarom al effens beter? Is die fisiese oorblyfsels van Dakar 2026 al verby of is die lyf nog steeds seer? Goeiemôre Arnold. Ja, is lekker om bietjie terug te wees in die land. Ons het al die groenigheid en so aan gemis van daar in die woestyn af. Ekskuus. Kan jy my hoor? Ek kan jou mooi hoor, ja. Soos terug. So, nee, is lekker om terug te wees. Is baie beter in Suid-Afrika daar as in Saudi-Arabië. Die woestyn raak bietjie baie vir 'n mens na so 'n maand. Maar ja, dit gaan al beter fisies. Na die res, dit vat so 'n week of so om terug te kom en te herstel. Ja, weer terug by die werk en terug by die gewone lewe. So dit is 'n aanpassing, maar definitief lekker om terug te wees in Suid-Afrika. Henk, ons almal was so hoopvol dat jy die Koenop sou kon deurraak met jou navigator Brett, maar op die ou einde was die geluk net nie heeltemal met jou nie. Vertel vir ons daarvan nou in die laaste paar dae. Ja, ek moet sê ek het nog nooit so Dakar gehad soos die nie. Hulle was nog altyd moeilik en hulle begin moeiliker en moeiliker raak. Die organiseerders is besig om regtig te probeer 'n regte uitdaging vir ons sit en die karre wat beter raak en so aan maak het hulle dit moet moeiliker maak sodat meer mense uitval en dit is nog steeds 'n ordentlike uitdaging vir almal, maar ja, hierdie jaar was 'n ernstige uitdaging vir ons. Ons het nie baie goed begin nie. Ek het 'n fout gemaak in die prologue waar jy basies kwalifisering kan kies waar jy begin. Ons het 'n papwiel daar gehad. Toe beteken dit ons maak die eerste dag oop. En Dakar deesdae omdat daar so baie vinnige karre is en so baie vinnige mense, is dit 'n verskriklike strategiese wedren. So jy wil nie 'n dag oopmaak sommer net van niks nie. So ja, ons het daar begin, toe die tweede dag 2 papwiele weer gekry en ons dra net 2, so as jy 2 gekry dan gaan jy heeltemal hou op reisies jaag, jy ry net tot by die einde en maak seker jy kry nie nog nie, anders is die einde van jou Dakar. So dit was ons eerste dag, tweede dag selfde ding, 2 papwiele weer voor die middel van die stage. Derde dag het ons ook selfde tipe storie gehad, ook weer 2 papwiele, en toe nog 'n ekstra, ons het nog 'n papwiel gekry op pad terug na die bewerk toe. En toe dag 4 het ons uiteindelik bietjie op spoed begin kom, ons het die stage gewen, en ek dink ons het gegaan van 11de na 1ste, algeheel, so dit was 'n goeie dag. Die volgende dag het ons weer eerste wees op die pad oopgemaak, sonder enige motorfietsse, wat 'n ander storie is. Dis 'n ander moeilike ding om te doen. En ja, van daar af het ons weer so 'n paar 1 of 2 terugslag gehad. Ons het weer papwiele, bietjie
hier en daar 'n plek gesoek wat ons nie die waypoints kon kry nie en ja, ek dink die grootes het later aangekom of die groot terugslag. Waar ons eendag het ons power steering pomp het gegaan. Dit het ons regtig 'n redelike groot terugslag gegee, 25 minute of so. Maar ons kon meeste van dit opmaak want my navigator Brett het een van die plekke waar almal gesukkel het ons vinnig gekry. Toe maak ons klomp van daai tyd op en toe begin ons jaag om daai tyd weer terug te vang. En ons het baie van dit teruggekry. Ons was toe weer van ver af terug na tweede toe, algeheel en ek dink ons kon nog beklei vir 'n wen. Ons was daar of naby genoeg en ja, ongelukkig, ek dink dit was op dag 11 toe breek ons 'n wheel bearing agter toe basies toe val die wiel van die kar af. Dit was net omtrent dit nie waar nie, Henk. Ja. Man, Henk, die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Ek sal jou bitter graag aan die ateljee wil hê so oor 'n paar maande van nou af as al die herinneringe so effens minder vars is. Maar baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit en kyk mooi na jouself. Sterkte daar. Dis dan Henk later gaan met ons wat ons ongesels het van Hartbeespoort af and in studio, the voice of the Dakar these days, Matt. We said goodbye to you a few months ago and said have a good one. What was it like? Arnie, it was an amazing experience. Dakar is hard to describe, but massive is basically it. The first bivouac you land there. I think I flew out on the 30th of December after I spoke to you guys. Landed on the 31st and you go into the first bivouac, which is at Yanbu in Saudi Arabia, and imagine a pit that is 3 kilometers long, 1 kilometer wide, and it's made up of about 3,500 people. It's a rolling city, and then it's just the scale of the whole thing, all the trucks, all the cars, all the bikes. Hank, great to see all the South African guys out there as well. It was I was very much looked after by the ASO, the company that owned the Dakar, and ended up working with the TV crew very closely as well. I don't know if I told you guys when I left that I was going to be the host of the TV show as well, so that went really well. So yeah, very happy. Good feedback from my producer and director from that side. Lovely people that I worked with, a lot of the French guys, a lot of English guys, a lot of journalists, a lot of hands on deck, and yeah, it was an amazing experience to be part of Dakar. How unlucky was Henk and Brett? It was tough to watch, obviously, from a South African standpoint and from a world standpoint as well. Obviously, Henk narrowly missed out on the win last year. Yeah. Everyone said he really should have won it last year. He was pretty much robbed of it. He was. And I think this year he came in looking good. The car was looking good. He had a really good setup. And yeah, he already told you, I mean, punches. And then Brett lost his voice as well at one stage. Brett lost his voice. He actually sent me a WhatsApp. I was in the bivouac. He's like, listen, Hollywood, you've got all the lotions and potions. Come see me. So I got out my bag of Discam and sorted him out, you know. That's frightening. What was the highlight for you from your point of view? I think highlight was being able to stand shoulder to shoulder, face to face on a daily basis with all the superstars. The legends. Yeah, the legends, you know, Carlos Sainz, we were joking. We actually built up like good relationships. So dealing with the riders and the drivers, every day I was on the stage with them, announcing the winners of the podiums, of the stages, announcing the overnight leaders. And just dealing with them and building up a lovely relationship with them, and obviously being part of history as well. The closest ever finished in Dakar history, 2 seconds between the winners of the bikes. It was a big one. I can talk to you about this forever. Maar ek het ongelukkig nie meer tyd nie. Ons bly hierna eers by motors, maar verruil die stof vir 'n renbaan. So maak seker jy bly net waar jy is. Hierdie is Goeiemôre. Good morning. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld in die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers.
Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardeware winkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank, ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutiek.co.za. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Passion for Speed is al vir 25 jaar die grootste historiese renbyeenkoms in Suid-Afrika. Dis nou ook hier waar die uitnemendheid, ingenieurswese en erfenis van motorsport gevier word. Die wiele is gereed om te rol en ons is hier by die ikoniese Swartkops renbaan. En, goeiemôre, good morning, moes natuurlik ook 'n bietjie van hierdie adrenalien kom beleef. Ek is die eienaar van die Swartkops renbaan. Sy geskiedenis van die baan het was oorspronklik ontwerp in 1961. Ek het die perseel oorgeneem in 1990. Besluit ek om die baan te herbou volgens internasionale standaarde. Daar is oor 270 deelnemers hier so vandag. So eintlik het die plek gebou dat dit's 'n eendag gevaar. Jy kom op Saterdagoggend, jy oefen, jy ry. Jy gaan na die prysuitdeling, gaan jy so een goeie dag gehad. En dis waar het vandaan gekom het. En die bestellinge en die bestuur van die plek, dat ek het bestuurders hier so, hulle doen die werk, ek gee die opdragte. André, net so vinnig jou betrokkenheid met Swartkops renbaan. My betrokkenheid met Swartkops renbaan strek oor 'n baie jare, lang tyd. In 1970 toe ek so 12 jaar oud was, het ek ingeslip om te kom reisies kyk. Dis hoe lank dit moet teruggaan. En sê net gou vir my, wat maak hierdie Passion for Speed geleentheid so uniek? Wel, ek dink dit begin by die naam Passion. As ek sien die tipe van karre wat hier so uitkom, wat baie keer van hierdie karre wat eintlik die res van die jaar staan, en dit word baie keer net een keer 'n jaar gery hier by die Passion. So almal is oordrewe eintlik oor hierdie spesifieke races. En ons het, ek dink in die totaal in hier seker oor die 300 karre vandag hier so, wat verskillende kategorieë ry. Net by ons self, by Historic Racing, het ons 64 inskrywings opgebreek het in 2 groepe, van A tot E, en dan die onderste groep, wat daar ry, so vir het groep het ons gery het. So nee, dis net 'n fantastiese Passion for Speed. Hoor ek moet vir jou sê, ek was al soos 'n stout seentjie ook hier langs hierdie baan, hoor, as ek so terugdink aan die karre wat ek regtig gesien het op die paai, soos ou groot geword het. Wat is vir jou die lekkerste daarvan om deel te kan wees, nie net van hierdie besonderse geleentheid, wat Passion for Speed dan betref nie, maar ook in hierdie klub wat jy aan behoort en waarvan jy die voorsitter is, nee? Absoluut die gees. Dit is so 'n wonderlike kameraderie.
As jy vandag so tussen die karre deurbreek en jy sien iemand se kar gaan iets oorkom, gaan sy maats hom kom help, al is hy sy kompetisie. En ek dink dis wat dit gee, die kameraderie tussen ons mense, is ons familie, dis ons vriende. Wat kan mense verwag as hulle Passion for Speed kom meemaak? As jy die beste wedrenne in Suid-Afrika wil kom kyk hierso. Ons het onder andere hierso, ons het 'n groep van ouens wat met motorhomes en karavane hier kom uitkom vir die hele naweek, vir die passie van die races. So nee, asseblief, die mense moet kom kyk. Hulle moet dis 'n ongelooflike geleentheid om van die ou voertuie te kan sien wat weer terugkom op die baan en amptelik baie kompeteer met mekaar ry. Gaan dit nou ja, ons staan letterlik teen aan die baan en terwyl jy so nou en dan 'n stiltebreek is. Hoeveelste keer is dit wat jy deelneem aan Passion for Speed? Dis seker nou omtrent my 5de Passion for Speed wat ek kan deelneem. En hoe het hierdie renbyeenkoms deur die jare gegroei? Kyk, ek het jare terug eers Formule V's gery, toe Formule GTI en toe het ek nou begin met die classic karre waar ek met Alfa Romeo's ry. Vertel net 'n bietjie van hierdie klas wat jy ry. Jy's ook die voorsitter van die klub of so. Ek is die voorsitter van die pre-2000 Historic Touring Cars. Dis soos die kar wat hier agter my staan en die kar hierso agter ek en jou is wat aan die pre-80s ry en dis 'n 2 liter Alfa. Kan iemand wat ook maar net 'n passie vir motorsport het deelneem of moet jy letterlik maar papiere hê om deel te neem? Nee, kyk of so die beste is om die historic Racing South Africa by aan te sluit. Dis hierdie klub van ons en ons groei, ons bas uit ons nate uit nou van lede. So jy kan met 'n ou Anglia kom ry, 'n Ford Escort en jy kan sien dis baie vinnige Escorts en Datsuns, enige kar en die wedrenne is per klas. So as jy in 'n vinnige kar is, dan ry jy in klas A, as jy in 'n stadige kar is, dan ry jy in klas A. As mens bietjie meer wil uitvind, is daar webtuiste of so waar mense kan ons het 'n webtuiste, historicracing.co.za. Ons het 'n Instagram page, ons het 'n Facebook page, ons het 'n jong dametjie wat ons baie help daarmee, Nicole Donker. En ons voorsitter Andre Napeley is dag en nag besig om net inligting met almal te deel. So as jy nie noodwendig 'n petrolkoppie is nie, dan kan jy een raak as jy bietjie seker, as jy net hier langs die baan staan, dan gaan jy beslis een word. En Swartkops renbaan, een van die ikoniese renbane in Suid-Afrika. Dit is regtig. Pieter de Tooy, die eienaar, hy sit alles in om hierdie baan een van die bane in Suid-Afrika te maak. I'm the managing director for Evapco South Africa. We're a manufacturer of heat transfer equipment, specifically cooling towers, closed circuit coolers, and evap condensers. So this year the company actually celebrates its 50th anniversary, which is quite a milestone that we're proud of. But a very great company to have been involved in. And it's been a really privileged career for me to be involved with Evapco. We have the privilege this year of being the series sponsors for Historic Racing South Africa for HRSA. It's a real privilege to be able to do that. One of the aims is to try and bring younger people into the sport and develop the sport further. And that's one of the reasons why we have decided to be the sponsor for the series. Van internasionale legendes tot plaaslike helde. Passion for Speed vereer die goue era van motorsport in 'n moderne wêreldklas omgewing. En as jy dit nie hierdie jaar kon maak nie, ons sien mekaar beslis volgende jaar net hier. Kyk jy, ek is nou lus om agter 'n motor se stuurwiel in te klim. Sien julle later. Ons gesels vandag oor skole en moedertaal, maar dit gaan egter nie net oor huiswerk en boeke nie. Dr. Teens Elof van die Trust vir Afrikaanse Onderwys en Rudolf van der Westhuizen van die MOS Inisiatief is vanoggend hier om meer uit te brei. So ek wil begin deur te sê, goeiemôre, good morning en welkom aan albei van julle. Goeiemôre. Goed, baie dankie. Goed, Teens. Jy verteenwoordig die Trust vir Afrikaanse Onderwys. Wat is die huidige realiteite binne die onderwyslandskap in Suid-Afrika? As mens oor die breë landskap praat, dan kan ons 2 programme daar maak oor die probleme, die gebrek aan kapasiteit, gebrek aan kwaliteit en so. Maar as ons nou fokus op die Afrikaanse skoolomgewing, wil ek in 2 woorde opsom. Ek dink daar's 'n probleem met kwaliteit en kapasiteit. Nou kwaliteit, ons het goeie Afrikaanse skole, maar in hierdie vinnig veranderende tegnologiese wêreld moet ons voorbly om daardie voorsprong te bou. Onlangs was die Afrikaanse skole se matriekuitslae beter as die land se gemiddeld, maar dit is heeltyd 'n resies. Dit is heeltyd 'n spanning. Die tweede is amper 'n groot probleem in die Afrikaanse omgewing, is kapasiteit.
En ek wil praat oor stedelike en die landelike omgewing. In stedelike omgewing is die skole oorvol, Afrikaanse skole, nie net in Pretoria nie, in die Kaap, in ander plekke ook. En daar word nie weer meer van die staat se kant af nuwe skole gebou vir Afrikaanse mense nie. Die nuwe skole word gebou vir ander taalgroepe en Engels meestal. So dis 'n probleem dat ons dis iets anders nodig as openbare skole en ons daar werk ons met die MOS saam vir privaat skole. En die tweede is op die platteland ontvolk die platteland. So die skole raak kleiner en leer en dan word hulle natuurlik dubbelmedia met uiteindelik Engels. So daai klein skoolprobleem is 'n probleem op die platteland van kapasiteit. En daardie probeer ons ook voorsien dat ons sê iemand hoef nie stad toe te trek met jou kinders nie. Daar moet 'n manier wees om ook op die platteland nog steeds Afrikaans as onderrigtaal te kan bou. Definitief. Nou Rudolf, jy verteenwoordig vandag die MOS inisiatief en dit staan vir moedertaal in onafhanklike skole. Hoe pak julle strategie hierdie spesifieke kwessie? Ja, so ons het 3 pilare eintlik waarop ons hierdie doen. Eerstens fisiese bestaande skole, so ons sal skole koop of skole bou in plekke waar daar of nie meer skole is nie of dalk die skole reeds onder druk is om nog goeie Afrikaanse onderrig te kan verskaf. Op hierdie stadium het ons so 15 skole reg oor die land. En dan tweedens het ons ook 'n klein skoolmodel wat jy daai plattelandse kwessie wat Teens genoem het aanspreek, waar ons in kleiner omgewings ten minste 20 kinders 'n skool kan effektief bestuur en eienaar van so 'n skool kan ondersteun om sy of haar skool goed te bestuur. En dan laastens het ons ook 'n produk in die tuiskoolmark, ons wêreldwyd wat letterlik wêreldwyd vir kinders in Afrikaans van graad R tot matriek toe skool kan gee. Ja. Goed, Teens, ek wil tog vra, jy weet, gestel nou maar ons prioritiseer nie iets soos moedertaalonderrig nie. Hoe sou daai toekomsprentjie lyk? Kom ek praat eers weer weier. Ek glo dat ons die kinders van die land, dan nie Afrikaanse kinders, groot onderrig aandoen deur nie ten minste tot graad 8 moedertaalonderrig te doen. En ek dink die politici wil dit nie hoor nie. Hulle dink dis te duur. Ek dink hulle is bang vir bring apartheid terug. Wat wel interessant is daar in swart geleerdere al hoe meer stemme opklink om te sê maar ons kinders word benadeel deurdat hulle nie moedertaalonderrig het en dat hulle nie hulle vraestelle in hulle moedertaal kan skryf nie. As ons nie in die Afrikaanse omgewing bly by die beginsel van moedertaalonderrig nie, gaan ons kinders uiteindelik te nakom. Internasionale navorsing veral vir UNESCO het bewys dat moedertaalonderrig help die kognitiewe ontwikkeling van 'n kind die meeste. Dit leer jou die vermoë om 'n ander taal beter baas te raak en uiteindelik gee dit beter prestasie in moedertaalonderrig. Dit is nie iets wat ons uitgedink het in Suid-Afrika of in Afrikaans nie. Dit is internasionaal so. So ek dink dit bly bitter belangrik en daarom ons aanpak ook by MOS is moedertaalonderrig, nie net Afrikaans en ek het Rudolf het gepraat, een van ons drome is dat ons eendag ook 'n Setswana en 'n isiZulu tak in MOS sal hê. Ja. Goed, Rudolf, hoe kan ons betrokke raak of waar kan ons meer inligting in die hande kry oor die MOS inisiatief? Jy kan op ons webwerf gaan, diemos.co.za en daar sal skakels wees na al ons skole toe en ook ons aanlyn tuiskooldiens en selfs ons kleinskole netwerk. Goed, vinnig in een sin want ons het 'n paar sekondes oor. 'n Vraag vir julle albei, miskien as altyd is, wat is julle boodskap aan Afrikaanse ouers wat hulle kinders skool toe moet stuur? Teens? Kies 'n Afrikaanse skool. En as jou kind graad R of RR toe gaan in 'n openbare skool, maak seker dat hulle nie by klassies in 'n klas sit by 'n tafeltjie nie, hulle moet speel. Graad R, graad R moet die kinders speel, ons moet nie 'n klein mini graad 1 maak nie. Rudolf? Teens het nou verwys na die navorsing. Die navorsing sê tot en met 12 moet jy min of meer jou kind in sy moedertaal onderrig en jy as ouer moet ondersteun in hulle moedertaal. Dis die belangrikste. Baie dankie, kom kuier asseblief weer. Dit was 'n voorreg om met julle te gesels. Goed, as jy meer inligting nodig het, besoek diemos.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon.
en vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutiek.co.za. Tomorrow is World Read Aloud Day, a day that reminds us of the power of stories and being together. Today we're discussing why reading aloud is so much more than just words on a page and how every mum, dad, teacher or book lover can make a difference. With me is Terry Morris to tell us more about this year's campaign and how you can be part of this nationwide celebration of reading. Terry, good morning and welcome to Goeiemorgen. Good morning. Lovely to be here. Thanks for having me. So just in short, what exactly is World Read Aloud Day and why is it such an important day? So it's a critical day in the calendar of reading, but also a very fun day. And it was started in America, a non-profit Lit World started it in 2010. And over the years, it's grown to, I think there are about 1 billion children or 1 billion participants. And it happens and is celebrated in 170 countries. So really the scale is enormous. And in South Africa, it's really gained traction and has some big champions behind it across the industry, which is exciting. So what makes reading aloud so special, especially for the younger audience and children? Reading, it was interesting hearing your previous guests talk about mother tongue and how important that was. And that is a critical part of World Read Aloud Day. And so I think there are two elements. The one is very much the educational aspect, building a child's vocabulary, teaching them to be a communicator, listening to different diction or voices. But the most important thing is enjoyment and the love of reading. And it creates an incredible emotional bond between the caregiver who is reading with the child, whether it's a teacher or a parent. And it also builds confidence, especially if the child is reading or is hearing mother tongue and is familiar with the words. And so just absolutely critical and great fun. So what would your answer be to people that think reading out loud is not for them?
Well, first get over your fears and have fun. Just release your inner child, I would say. Secondly, I think on a more serious note is that we all have, we have an obligation in this country where we have a literacy and a reading crisis. The recent Pearls research showed that over 80% of grade 4 learners cannot read for meaning. So actually, it's a national imperative. If we want a learning, reading nation, and reading is one of those foundational educational tools like numeracy, we have to do it together. So it's actually about carving out a small amount of time in a day, 5 minutes, 10 minutes, with a child in a classroom, a bookstore, and I'll speak a little bit about Nalibali just now, but they have, they're a big NGO and they are really pushing for literacy, for reading and enjoyment. So how can an ordinary family or teacher take part in the World Read Aloud Day, even if they have little time or any resources? So the resources is often a key issue. Obviously, not everyone can afford or has books in the home. And research has shown that if families that have just 10 books in the home, the literacy levels are way above normal. So what I would recommend, if books are a challenge and expensive, go to your library. If your school has a library, use books from that library. Also, Nalibali has free books online, and if you go to their website, nalibali.org, you can download the books. They've actually created a special book for World Read Aloud Day, and they did it with the Sign Language, South Africa Sign Language Institution. They've created a character, Tandiwe, who's deaf, so it's across all 12 languages. And I think teachers, you can have great fun. You could have a little story nook. You could signal, give the kids each something special to show it's story time, just carving that out. There are many bookstores across the country who are hosting World Read Aloud Day events. And as parents, snuggle up at night, just spend those 5 or 10 minutes reading your kid's favorite book, even if it's the 20th time you've read that book. You've mentioned a few ideas though, but where can people pledge their involvement to get ideas and be part of the larger movement? Yes, so a few social media is going to be full of ideas. You'll see many publishers and lots of authors are doing online events and readings. If you go to nalibali.org, you can read a little bit more about World Read Aloud Day. If you go to LitWorld, there are lots of ideas and resources. And on the Nalibali page, you could download the book. And please, I really urge people, pledge your reading time so that we can measure how effective this campaign is and that we can grow it year on year. So there is a special pledge page that teachers or anyone can mark their interest. Terry, thank you so much. Looking forward. Next time you must come and visit us in studio, because I think this is still a conversation that we can have for a long time. But thank you so much for the initiative. Nou ja, en dan van hierdie geselsies, nou is ek lus om hardop te lees en ek dink ons het 'n mooi storie daarvoor nodig. Ja, vir Wêreldvoorleesdag is stories wat kinders se verbeelding aangryp en inkleur nodig, Pita, of hoe sê ek? Die kinderboekskrywer Felicia Snyman de Tooy, wat ook die brein is agter Chloe en die Dino Baba, is 'n avontuur vol wetenskap, chaos en natuurlik 'n dinosaurus. En sy kuier vandag by my in die ateljee. Baie welkom hier by ons. Dankie, dis lekker om hier te kuier. Goed, Felicia, Chloe en die Dino Baba is propvol verbeelding. Waar het die idee ontstaan? Wel, om dit te antwoord gaan ek eers vir jou moet sê, in my eerste kinderboeke, die ware avonture van Adelie en Riley, het gegaan oor my dogter Adelie en ons hond, Boston Terrier Riley. Ja. En so ek dink, soos wat sy groei my avonture saam met haar. En sy het altyd gesê, as sy 'n naam vir haarself moet kies, sou dit Chloe gewees het, soos ek by Chloe die naam uitgekom het. En ja, ek het 'n seentjie en hy het gevoel, hoekom is hy nie ook in hierdie ware avonture van Adelie en Riley nie? En hy was vershot op dinosourusse. En so het hy en sy sal vir my 'n storie saam geword wat Chloe en die Dino Baba is. So dit is so 'n bietjie nog steeds op haar gebaseer en dan natuurlik
so 'n bietjie op hom. En ek dink elke kind het 'n liefde vir avontuur en dinosourusse en alles wat magies is. En ek dink so iets is baie oulik wanneer dit so 'n bietjie meer persoonlik ook is. Nou Chloe droom daarvan om 'n wetenskaplike te word. Hoekom was dit vir jou belangrik om 'n meisie karakter te skep wat vra? Weet jy, ook want ek het 'n dogter wat saam met my groei en ek het sê altyd daar so 'n bietjie van my en 'n bietjie van haar in die boek en ek het groot geword in 'n huis waar 'n meisie kon droom om enigiets te wees. Soos ek en my suster kon vra ons het gedink ons gaan die wêreld versit en ek dink ons doen so 'n bietjie elke dag en ek wil hê elke meisie en elke kind eintlik het ongeag hulle geslag moet daai vrae vra wat hulle self uitdaag en verder dink en weet dat net deur in jouself te glo kan jy kan elke dag jou wêreld groter maak. Nou hierdie is al jou 6ste kinderboek. Wat hou aan om jou te inspireer om aan te hou skryf vir jong lesers? Weet jy, elke keer wanneer ek by 'n skool kom en ek en Riley, my Boston Terrier, ons gaan praat by skole. Ja. En as ek daai opgewondenheid sien in kinders en dit gaan meer as net oor die hond. Dit is soos hulle hang aan jou lippe terwyl jy lees. En ek kry verskriklik baie boodskappe van ouers wat hulle vir my sê, hulle kind het nooit 'n liefde vir lees gehad nie of hulle het nie gehou van lees nie en skielik is hulle lief vir lees en hulle wil meer lees en dit is alles net oor toe ek die boek hardop gelees het en hulle om toe self gaan lees het hulle 'n wêreld ontdek. En ek dink dit inspireer my en soos wat my kinders ouer word gee hulle vir my nuwe avonture wat ek weer in daai kindergesiggies wil insit wanneer ek so van skole na skole toe gaan. Nou met wêreldvoorleesdag in gedagte, hoekom dink jy is dit so belangrik dat ouers en onderwysers vir kinders hardop lees? Kyk, ek is 'n verskriklike voorstander van lees. Ek self het in 'n huis groot geword wat van kleins af. Ek was nog in die biblioteek generasie. So ons het nog biblioteek toe gegaan en ek sien dit self deur vir ons seentjie van kleins af te gelees het. Hy was omtrent net gebore toe begin ons al lees en sy woordeskat is ongelooflik groot. En ek glo as jou leesvaardighede agter is, sukkel jy eintlik in alles, want lees gaan oor na leer. Selfs wiskunde het jy lees voor nodig. En ouers en onderwysers is maar waar 'n kind se eerste boublokke van lees begin. En ek sê altyd daar's so groot verpligting eintlik op jou want hoe meer jy lees en hoe meer jy vir hulle wys wat lees vir jou kan gee, hoe meer wil hulle lees. En ek voel lees maak 'n hele wêreld vir jou oop. Elke keer as jy 'n boek oopmaak is daar soos 'n nuwe avontuur, 'n nuwe kennis wat jy opbou. So ek kan nie genoeg benadruk hoe voel ek oor lees nie. Ja. En dis seker maar hoekom ek ook self begin skryf het, ja. Ek stem heeltemal saam met jou want ek dink terug aan my juffrou Linda, my graad 1 juffrou. En ek sê altyd, ek spot altyd en sê sy het so groot bydrae gelewer om my te leer lees dat ek toe nou besluit het om dit vir 'n lewe te doen, jy weet. So ek is so dankbaar want ek dink 'n mens onderskat daai waarde ook. Maar vir watter ouderdomsgroep is hierdie boek gepas? Volgens bemarking is die boek vir 9+ en ek dink 'n leser wat self hom gaan lees, dink ek van 9+ of gaan hom lekker gemaklik self kan lees met begrip, maar ek voel daar's nie regtig 'n ouderdomsbeperking op enige boek vir 'n kind nie. Want ek dink as hulle jonger is mamma en pappa of juffrou mos daar om dit te dramatiseer, die prentjies te wys, regtig hulle in die verbeeldingswêreld te laat inleef. Ja. En ek voel dis een van my ding van 8 maande tot 80, want jy kan hom geniet, maak asook hoe oud jy is nie. En ek dink ons almal het maar nog so 'n bietjie kind in ons. Sê vinnig vir ons, waar kan ons hierdie boek in die hande kry? Wel ek weet hy is op Lapa se webtuiste, dit is die uitgewery. En natuurlik enige goeie boekwinkel wat nog oordentlike Afrikaanse boeke verkoop, aanlyn beskikbaar. Ek wil nou nie enige boekwinkels uitsonder nie. Ja. Maar hy's nou op die rakke beskikbaar. Ons sal hom daar gaan soek. Felicia, baie dankie. Ons sien reeds uit na die volgende een, so kom kuier gou weer. Ons sal baie dankie. Goed, bly ingeskakel want ons kuier net hierna verder. Jy's by Goeiemôre Good Morning en onthou dat jy ook ons YouTube kanaal kan besoek om weer na enige van hierdie interessante gesprekke te gaan kyk. Ons is nou weer terug. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke.
Besoek ons by www.iglide.co.za. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. As jy dink Valentynsdag is net rose en sjokolade, dink weer. Joburg Ballet skop hulle 25ste herdenking af met een van die mees romantiese ballette van alle tye, Giselle. 'n liefdesverhaal vol passie, drama en asemrowende dans. Die assistentvervaardiger en self 'n voormalige hoofdanser, Nicole Ferreira-Dill, kuier vandag saam om te gesels oor hierdie ikoniese produksie en oor wat dit verg om Giselle lewendig op die verhoog te hou en hoekom die ballet na al die jare steeds harte steel. Baie welkom hier by ons. Baie dankie. Goed, Nicole, Joburg Ballet vier vanjaar 25 jaar en dit is nogal 'n groot mylpaal. Hoekom was Giselle die perfekte produksie om hierdie jaar mee af te skop? Weet jy, ek dink die eerste rede of die grootste rede is Giselle was die eerste produksie wat die geselskap gedoen het in 2001 toe die geselskap oopgemaak het. Ja. So ek dink dit was net die perfekte idee om die ballet weer te doen vir die 25 jaar se herdenking. Nou, dit is baie romanties en dit is baie emosioneel of 'n mens kan dalk sê dit wek baie emosie. So, wat dink jy maak hierdie spesifieke verhaal so tydloos? Weet jy, Giselle is een van die mooiste en een van die beste ballette. Dit is in die romantiese era geskryf, die ballet, en ek dink dit is net die mooiste, dis 'n tragedie, dit is, maar daar's hoop daarin, daar's liefde, daar's onskuldige liefde. So dis net die mooiste ballet, vol liefde en hoop, en bietjie tragedie en ja, baie emosioneel. Nou, jy het self 'n indrukwekkende loopbaan as danser. Ek wil amper of nie net sê gehad nie, want ek dink so iets leef voort. Ja. Maar hoe anders voel dit nou om so 'n bietjie meer dalk agter die verhoog betrokke te wees? Ja, dit is nogal anders. Ek het die
ongelooflikste loopbaan gehad. Ek meen ballet is heeltemal my passie. Ja. Maar ek het so baie kennis opgebou oor die jare en so baie geleer van verskillende dansers en verskillende koreograwe en ag, dit is vir my so lekker om my kennis vir die nuwe generasie, jy weet, om my kennis met hulle te deel. So ek dink is so belangrik. Jy weet, ek voel ek kan nie al my kennis vir myself hou nie, ek moet dit net deel. So ja, dit is anders, maar ek geniet dit. Ja. En daar is ook verskeie roldebiete in hierdie spesifieke seisoen. Hoekom is dit opwindend om te sien hoe dansers nuwe rolle aanpak? Weet jy, dit is so interessant. Ek het so baie jy weet, ja, jy doen so baie nuwe rolle oor die jare wat jy dans en dis altyd so interessant om te sien hoe elke danser die karakter vat en hulle eie interpretasie, jy weet, bring na die karakter toe. So, jy weet, daar is 'n struktuur van die ballet en die storie, maar jy kan die rol jou eie maak. So, ja, ek sien baie uit om te sien wat elke danser met hulle karakter doen. Nou vir diegene wat miskien nog nie 'n balletproduksie beleef het nie, dink jy Giselle is 'n goeie eerste? Verseker. Ja, weet jy, ballet is altyd, ek sê altyd dis, jy kan kom, jy kan vir 2 ure ontspan, jy kan net jouself verloor in die pragtige, in die ballet, dis ongelooflik om te sien met die ballet hoe die musiek en die koreografie saamsmelt en dan sit jy nog boop dit die dansers, die kuns van die dansers en hoe hulle harte op die verhoog, jy weet, net laat lê en ag ja, nee, enige ballet, ek meen Giselle is pragtig. En ek dink dis juist die ding van ballet, jy weet, ek weet enige dans, as 'n mens nou daarna kan verwys as 'n genre, ek dink daar is passie betrokke, maar ballet is net vir my op 'n hele ander vlak. Ja. Ek sien ook, daar is 2 vertonings op Valentynsdag, so sou jy sê Giselle is beter as 'n romantiese fliek miskien, of selfs 'n besoek aan 'n restaurant vir daai afspraak? Verseker, ja. Ballet is, en Giselle is, soos ek sê, jy kan kom vir 2 ure, ontspan, jouself verloor in die ballet, maar ja, ek meen ballet het jy die musiek, jy die koreografie, jy het die kostuums, jy het die dansers wat 'n storie met hulle lyf vertel. Dit is beautiful om te sien. Jy kan nog steeds gaan eet na die tyd. So kom kyk jy ballet en dan gaan eet jy 'n lekker aandete. Ja, ek hoor wat jy sê, dit klink vir my na 'n briljante idee. Nou daar's ook 'n oop dag by Joburg Ballet. Wat presies kan mense verwag? So dit is die perfekte geleentheid vir enigiemand om te sien wat agter die skerms aangaan. Mense sien altyd die pragtige verhoog en net die storie van vooraf, maar ek dink mense wil altyd sien wat gebeur agter die skerms. Ja. En ja, so dis die perfekte geleentheid vir hulle om te sien hoe die dansers opwarm vir die dag, hoe ons hierdie groot produksie aan mekaar sit. So ja, jy kan sien hoe die dansers oefen en hoeveel moeite en hoeveel tyd dit eintlik vat en hoe, jy weet, dis al die klein details wat belangrik is en ek dink dis wat die gehore nie altyd sien nie, hulle sien net die storie, so, maar dit vat tyd. Jy verwys na die feit dat dit tyd verg. Hoe lank neem dit om vir so 'n produksie voor te berei en te repeteer? So gewoonlik het ons so 2 maande om so 'n groot produksie aan mekaar te sit. Okay, so dit vat maar, ja. Waar kan ons kaartjies vir Giselle in die hande kry? So jy kan deur webtickets die kaartjies bespreek en so ons het ons seisoen by Joburg Theatre en dan het ons seisoen in Pretoria by die Staatsteater wat baie opwindend is. Ons het so lank terug by die Staatsteater opgevoer, so ons sien regtig uit. So ja, deur webtickets kry jou kaartjies en kom geniet die ballet. Dit is werklik opwindend. Ek sê vir jou baie dankie en ek is seker daarvan jy het ons almal kom oortuig dat ons hierdie produksie net moet beleef. Baie dankie. Baie dankie. Goed, so jy kan ingeskakel bly want ons is nog lank nie klaar nie. Ons gaan net hierna so 'n bietjie terug in tyd saam met 'n paar musieklegendes. Bly ingeskakel. Cheers, Shalom. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Ek wil met jou lief
aanlyn valleyboutique.co.za. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Los skuld agter met Afriskuld. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Nou ja, toe, ek sit so lekker en gesels met die legendariese span van die Staccatos en die liedjie waarna ons so 'n stukkie van kon luister vanmôre is Cry to Me. Ons almal ken hom en ek weet jy gaan hom saam neerie vir die res van die dag. Wat 'n wonderlike voorreg, Brian, baie welkom. Good morning, welcome. Good morning, goeiemôre. Ek slaap nog, I'm still asleep. Jy sien. Thank you. Wakey. Hoor, dit is wonderlik om julle hier te hê. Kan julle dink na al die jare, wanneer die Staccatos begin, Brian? 1961. Toe ek ook maar net nog een of ander gedagte daar in die berge ronddraf. Ja, jonk, jukkerig. Dis hier nou ding, né? 1961. Ek dink dis letterlik een van die langslewende bands in Suid-Afrika. Ja, dit is. Definitief. In 2022. Toe daar's ou in Engeland maak hy's 'n music historian en hy het ons laat weet ons is nou een van die langste, one of the longest running bands in the world and of course the longest in South African history. So julle skop stof in ouens soos die Rolling Stones so amper, is dit nie? Maar hy het dit 'n jaar voor hulle begin. I think die Stones het in 62, they started 62. Ja. En wat die liedjie aanbetref spesifiek Cry to Me, ek weet daar is nog soveel ander liedjies so goeders, maar het julle ooit gedink dat hierdie liedjie tot vandag toe nog so relevant sal wees en so suksesvol? Nog nooit. Nog nooit in die lewe. Ons kan dit nie glo nie. Die mense kom nog steeds en hulle wag. En dan sê hulle wag vir Cry to Me want ons doen hom reg op die end. Jy sien, hulle sal daar sit tot jy daai liedjie gedoen het. En dis ook nie 'n liedjie waarvoor jy as musikant ooit moeg sal word nie. It's just one of those hits. Ja. Who would have believed it? As iemand my so gesê het in 1968, 69, toe hy op die treffers parade en so, laat ons hier gaan sit. Al die jare later heen.
Dis wonderlik. Dit is ongelooflik. As 'n band het julle ook, ek meen julle was lank aktief en toe was daar soos 'n breek of iets wat julle eers weer genoop het om in 2019 of iets bymekaar te kom as ek reg is? Ja, 1999. Ja. Het Brian ek het opgehou met die Staccatos in 95. Hy het toe aangegaan nog jy weet nog 4 jaar. So die band het eintlik in 1999 opgehou. En presies 20 jaar later toe ons bestuurder Edith Loots toe sê vir my sê, why don't we reform the Staccatos? Toe begin ek lag. Toe sê ek, well, we must get hold of Brian. I don't know if he's going to be with it. En nou is hy eerste by die gigs. Hy kan nou nie wag nie. Hoorie, en ek meen as jy na die video kyk en goeters, waarin lê dit dat daai stem van jou nog so lekker klink en julle net so lekker saamwerk? Ek meen daar is nie eers vir my 'n ding van ouderdom nie. You just sounds like the Staccatos after all these years. Kyk, ek weet ek gaan nou I'm going to sound corny. But God has blessed me with this voice. Absolutely. And because I was the nerd in the band. I'm a nerd rocker. I don't drink. And I've never taken drugs or anything, en ek dink dis hoekom my stem so pragtig nog steeds. Ek gaan en ek doen dit live, no auto-tuning, I do it live, and I still get all the high notes, and I think it's because I'm blessed. It's as simple as that. Wat kan ons verwag van die Staccatos in hierdie jaar? Wel, dit is nou ons 65e jaar. Wow. In die bedryf. Net so. Maar ek nie daar moet stop, want ek weet daar's baie dinge wat gaan gebeur. Julle moet weer vir ons kom kuier, dan bring julle daai gitare saam. Brian, Steve, dit was so lekker om julle hier te hê vanmôre. Tyd is net altyd te min, especially when you are having fun. Dis al vir ons kant af vir vanoggend. Ons sien julle môreoggend weer. Those who know use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional, quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco, professional tools made affordable. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home.